Goeiedag almal en baie welkom. Vandag gaan ons oor iets baie belangriks gesels: hoe om 'n slim verbruiker te wees. Nou, daai klink dalk na 'n groot ingewikkelde ding, maar ek beloof jou, dis eintlik baie maklik. Teen die einde gaan jy presies weet hoe om elke dag die heel beste keuses met jou geld te maak. Goed, is julle reg? Kom ons duik dadelik in. Kom ons dink gou vir 'n oomblik. Het jy vandag pausedank iets by die snoepie gekoop? Miskien 'n koeldrank of 'n pakkie skyfies? Of dalk het jy gisteraand saam met jou ma of pa winkel toe gegaan en iets gekies? Hou daardie gedagte bietjie vas, want dis presies waar ons vandag begin. So, as jy ja gedink het op daardie vraag, as jy al ooit jou sakgeld of enige geld gebruik het om iets te koop, dan het ek nuus vir jou. Jy is 'n verbruiker. Ja, jy, elke een van julle. Kom ons kyk gou wat dit nou eintlik beteken. So, wat is 'n verbruiker nou eintlik? Dis doeteenvoudig. Dit is enige persoon, maak nie saak hoe oud of hoe jonk nie, wat geld gebruik om iets te koop of vir iets te betaal. Jy sien, van die kleinste kind wat lekkers koop tot jou oupa wat die koerant koop. Ons is almal verbruikers. Nogal interessant, né? En hierdie is die perfekte voorbeeld. Daardie oomblik wat jy jou geld vir die tannie by die snoepie gee vir daai pakkie skyfies, presies daar is jy 'n verbruiker. Dis so maklik soos dit. En weet jy wat nog? Op daardie oomblik is jy deel van die land se hele ekonomie. Goed, so nou weet ons dat ons almal verbruikers is. Die volgende groot vraag is: wat koop ons eintlik? En hier is waar dinge interessant raak. Want ons koop nie net een soort ding nie. Daar's eintlik twee hoofsoort goed waarvoor ons geld kan gebruik. OK, die eerste een is seker die maklikste. Ons koop produkte. 'n Ander woord daarvoor is goedere. 'n Produk is enige iets wat jy fisies kan sien en in jou hande kan vashou. Dink maar aan jou kosblik, 'n pen, 'n lekker appel vir pouse of 'n nuwe T-shirt. Dit is alles produkte. Die tweede ding wat ons koop is 'n diens. Nou, hierdie een is 'n bietjie anders, want jy kan nie regtig aan 'n diens vat nie. 'n Diens is wanneer jy iemand betaal vir hulle tyd of vir iets wat hulle vir jou doen. Byvoorbeeld, as jy jou hare laat sny, betaal jy die haarkapper vir die diens van hare sny. As jy met die bus ry, betaal jy vir die diens wat jou van jou huis tot by die skool bring. So, kom ons sit hulle gou langs mekaar, net om seker te maak ons verstaan die verskil. Aan die een kant het ons produkte, dis goed soos kos en klere, dinge waaraan jy kan raak. En aan die ander kant het ons dienste, dis aksies soos 'n dokter wat na jou kyk of 'n taksirit. Jy betaal vir die werk wat vir jou gedoen word. Sien jy die verskil? Die een is 'n ding en die ander een is 'n doen. Goed, hou nou vas, want hier kom ons by die allerbelangrikste deel van vandag. As jy hierdie een ding kan verstaan, gaan dit jou help om vir die res van jou lewe slim keuses met jou geld te maak. En dit is die groot verskil tussen behoeftes en wense. Dink gou daaroor, hoekom koop ons enigsins goed? Wel, die antwoord is eintlik eenvoudig. Dis omdat ons almal goed het wat ons nodig het om te lewe, en dan het ons ook goed wat ons sommer net graag wil hê. En hierdie twee dinge, behoeftes en wense, is wat maak dat ons enigiets koop. So, wat presies is die verskil? Dis eintlik groot. 'n Behoefte is iets wat jy absoluut moet hê om te oorleef en gesond te bly. Dink aan dinge soos kos, skoon water, klere en jou skoolskoene. 'n Wens, aan die ander kant, is iets wat net lekker sal wees om te hê, maar jy het dit nie regtig nodig nie. Soos daai duur snaakse tekkies in plaas van gewone skoolskoene, of 'n groot sjokolade in plaas van 'n gesonde toebroodjie. En hier is die goue reël. Regtig, as jy net een ding van vandag onthou, laat dit hierdie wees. Jy moet altyd, en ek bedoel altyd, eers seker maak daar is genoeg geld vir jou behoeftes. Jou moet-haves kom eerste. Hoekom? Want as jy eers al jou geld op jou wense spandeer, is daar dalk niks oor vir die dinge wat jy regtig nodig het nie. En dis die hart van slim wees met geld. Uitstekend. Nou dat ons die kragtige verskil tussen behoeftes en wense verstaan, is ons reg vir die praktiese deel. So, kom ons kyk na 4 super eenvoudige stappe wat elke slim verbruiker volg voordat hulle hul beursie uithaal. Hier is hulle, jou 4 superkragte as 'n verbruiker. Kom ons gaan vinnig deur elkeen. Nommer 1, dink eers. Voordat jy iets gryp, stop net vir 'n sekonde en vra jouself: het ek dit regtig nou nodig of wil ek dit net graag hê? Nommer 2, kyk na die prys. Moenie sommer net die eerste een gryp nie. Wees 'n prysspeurder. Kyk of dit nie dalk by 'n ander winkel of op 'n ander rak goedkoper is nie. Nommer 3, toets die kwaliteit. As jy vrugte koop, maak seker is nie vol kneusplekke nie. As jy 'n pen koop, kyk of hy werk. Jy wil mos nie betaal vir iets wat klaar gebreek is nie. En laastens, nommer 4, kyk na die nut.
Gaan ek hierdie ding regtig baie gebruik of gaan dit net iewers in my kas lê en stof vergaar? As jy hierdie 4 dinge doen, gaan jy verbaas wees hoe slim jou keuses word. En dit bring ons amper aan die einde. Kom ons vat net gou 'n oomblik om die belangrikste dinge wat ons vandag geleer het, vinnig op te som. Hier is die 3 hoofpunte om te onthou. 1. 'n verbruiker is enige iemand wat produkte, dinge wat jy kan vashou, en dienste, werk wat ander doen, koop. 2. Dis superbelangrik om te weet wat jy moet hê, jou behoeftes, teenoor wat jy net graag wil hê, jou wense. En 3. Die belangrikste van alles, 'n slim verbruiker dink eers, vergelyk en maak dan 'n goeie keuse. En onthou altyd hierdie kragtige gedagte. Elke liewe keer as jy geld uitgee, maak jy 'n keuse. Deur dit te gebruik wat jy vandag geleer het, kan jy seker maak daardie keuse is die beste een vir jou. Jy het die mag in jou hande om slim te besluit. So, ek gaan julle met hierdie een vraag los en ek wil hê jy moet regtig daaroor dink. Watter een slim verbruikerskeuse gaan jy hierdie week maak? Gaan jy dalk pryse vergelyk voor jy koop? Gaan jy dalk 'n wens eers los sodat jy vir 'n behoefte kan betaal? Gaan probeer dit. Baie dankie dat julle so mooi geluister het en sterkte met al julle slim keuses wat voorlê.